As daar een ding is wat 'n boer nie wil hoor nie, is dit jy moet gaan. Want boere gaan nie sommer nie, hulle bly waar die trekker staan, waar die voeltjies fluit en waar die hond weet wie baas is. Maar in die Bybel lees ons van 'n opdrag wat juis begin met gaan. En dis nie net vir sendelinge in Mosambiek nie, dis vir elkeen van ons, selfs vir boere in Bultfontein, sakemanne in Pretoria en tannies wat vetkoek bak vir die kerkbazaar. Ons lees saam die laaste woorde van Jesus voor sy hemelvaart en dis nie sommer net afskeidswoorde nie, dis 'n opdrag, 'n missie. Kom ons lees saam hier in Matteus 28 vanaf vers 16 tot 20. Die 11 disippels het toe na Galilea gegaan, na die berg toe waar Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. Jesus het nader gestap en vir hulle gesê, aan my is alle mag in die hemel en op die aarde gegee. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te gehoorsaam wat ek julle beveel het. En onthou, ek is altyd by julle tot aan die einde van die wêreld. Julle nou hier is 3 lesse wat ons vandag uit hierdie teks uit kan leer. Die eerste les is, die opdrag is vir almal, nie net vir die dominee nie. So, Jesus het nie gesê, Petrus, jy's die hoofman, jy gaan, die res kan wag by die vuur nie. Nee, hy stuur hulle almal, ook die wat getwyfel het. Jy hoef nie 'n Bybelgraad te hê om 'n disipel te kan maak nie. Jy hoef net bereid te wees om gehoorsaam te wees waar jy is met wie jy ken. Dis soos wanneer die skoonfamilie opdaag met kinders en honde en katte en hulle trek almal daar by jou huis in. En jy deel maar al die wors wat jy in die yskas het met die hoop dat jy genoeg wors het. Julle, dis nie perfek nie, maar jy doen wat jy kan. Nou dis hoe disipelskap ook werk. Jy deel wat jy het. Die tweede groot les wat ons hier leer is, gaan beteken nie noodwendig oor see nie, dit beteken in jou wêreld. Die Griekse werkwoord beteken eintlik terwyl julle gaan maak disipels. Met ander woorde, op pad plaas toe, in die ry by die koöperasie, by die oestyd, in jou kantoor, op 'n Sondag na die diens by die koffiekan. Daar is jou sendingveld. En jy hoef nie 'n groot preek te gee nie, net om te sê, weet jy, ek het hierdie week net weer besef, Jesus is goed, al was dit nie die beste week nie. Daai kan vir iemand meer beteken as 'n hele teologiese simposium. Die derde les wat ons hier leer is, Jesus is saam, altyd. Jesus sê nie net, gaan nie, hy sê, ek is by julle tot aan die einde van die wêreld. Dalk is jy bang, jy is onseker, jy voel jy weet nie wat om te sê nie. Dis reg. Jesus gee die opdrag, maar hy gaan saam. Jy's nooit alleen nie. Dis soos daai eerste dag by 'n nuwe werk. Jy weet nie wie's wie nie, jy weet nie waar die koffiemasjien staan nie en wat jy moet doen nie. En dan sê iemand vir jou, moenie stres nie. Ek loop saam met jou deur alles. En nou Jesus sê vandag vir jou, ek loop saam met jou, jy hoef nie alleen te gaan nie. Julle, daar's 'n baie sterk praktiese toepassing. Iets wat die Here wil hê ek en jy moet doen. Jy's dalk nie geroep om te preek voor skares nie, maar jy's wel geroep om iemand naby jou te help groei in hulle geloof in Jesus. Dalk is dit jou kind, jou buurman, 'n nuwe persoon wat by jou werk begin het. Disipels maak is nie om iemand slim te laat voel nie, dis om hulle na Jesus toe te wys. En ek en jy, ons kan dit doen. Nou, daar's 'n paar geselsvrae. Nou, of jy alleen kyk en of jy in 'n groep is, dink gerus saam oor hierdie vrae en deel so eerlik as wat jy kan. So hier is die vraag, dit gaan nou verskyn op jou skerm. Die eerste vraag is, wat van Jesus se groot opdrag het jou vandag niet geraak? Die tweede vraag is, wie in jou lewe het dalk nodig dat jy 'n disipelrol in 'n lewe speel? Die derde vraag is, wat keer jou om te gaan?
En hoe kan jy Jesus se teenwoordigheid daarin vertrou? En die vierde vraag is, waar kan jy prakties begin om iemand te help groei in geloof? Nou ek wil baie graag 'n afsluitingsgebed saam met julle doen. En kom ons bid rustig. Kom ons vertrou die Here vir sy plan. Kom ons bid nou saam. Here Jesus, dankie dat U nie net 'n opdrag gee nie, maar dat U saamstap. Maak ons gehoorsaam, leer ons om nie net kerk toe te gaan nie, maar om mense na U toe te lei. Help ons om te gaan waar U ons geplaas het, met wie U op ons pad gebring het. Mag ons getrou wees in klein dingetjies en mag ons iemand help om U meer lief te hê. In die naam van Jesus bid ek dit. Amen. Nou ek wil net weer eens beklemtoon. Jy hoef nie jou werk te bedank môre nie, of na 'n sendingveld toe te trek nie. Jy hoef net oop oë en met 'n oop hart elke dag in te gaan. Dalk is jou sendingveld die kantoor waar jy soggens eerste instap, die Uber waarin jy klim, of die WhatsApp groep van die ouers by jou kind se skool. Jesus se woorde, gaan en maak disippels, beteken leef met 'n doel. Al is jy net op pad Spar toe. En begin klein, luister mooi, vra goeie vrae, wys opregte liefde en moenie vergeet nie, jy hoef dit nooit alleen te doen nie. Jesus is saam met jou.